naand vir die wat ek nog nie naand voor gesê het nie. As Johan vir my, toe hy my gevra het, ek weet nie hoe lank terug die maand, 6 weke terug, ek weet nie, hy sal onthou. Toe vra hy nou presies wat hy nou gesê het, 'n bietjie moet saamvat vanaand, toe dink ek myself, die laaste keer, dit is omtrent 'n jaar gelede, verlede jaar, ek dink dit was in Junie, toe het ek ook een van die Nenny praatjies gedoen, toe voel dit vir my, ek het half alles gesê, wat ek wou gesê het. Maar nou wil ek ou nie vir Johan teleurstel nie, nou dink ek, okay, wat gaan ek nou anders sê, want daar's mense wat sê, hulle het nou al so baie van die Nenny gehoor, as hulle dit nog 'n keer hoor, gaan hulle naar word. Maar, 'n visie, Piet sal ook weet, 'n visie sê die ouens moet 'n mens kommunikeer, tot jy self moeg is daarvoor, en dan moet jy nog 'n bietjie kommunikeer, of dan moet jy eers begin met te kommunikeer, so ons moet oor die Nenny praat, maar, vanaand, gaan ek probeer om nie die Nenny woord so baie te gebruik nie, julle ken hom nou, julle weet wat hy beteken, maar eerder te praat van mans gereed, so dit was toe ek begin regtig bietjie dink oor hierdie goed, toe kom die woord, ons ken die woord slaggereed, en dit beteken jy's regtig gereed vir wat voorlê, maar is jy ons regtig mans gereed, en dit is belangrik, ons is nie vrouens nie, en die Here het ons mans gemaak vir 'n rede, en ons moet trots man wees, maar ons moet gereed wees vir wat die Here met ons wil doen, want ons is nie sommer maar net nie, ons is hier vir 'n rede en met 'n doel. So, as ek nou dink ons kom vanaand, ons kom met oop harte, hoop ek, ons kom met oop Bybels, miskien het julle nie Bybel hier nie, maar ons gaan nie die Bybel uit vanaand saam praat, maar ons kom ook met ek wil nou sê fone, maar alles wat jou vir gedagtes kan aftrek, moet jy nou een kant sit, anders dan gaan jy nie kan hoor wat die Gees vanaand wil sê nie. So, as jy nou dink, wanneer jy op vakansie gaan, wat doen jy alles om seker te maak jy is gereed om die pad te vat? Jy kan nou, hoef nou net 'n antwoord nie. Maar ou besluit nie net sommer vandag, kom ons pak die tasse, kom ons klim in die kar, kom ons ry nie. Veral as jy lankpad ry nie. Ou gaan jy seker maak, jou tyres is reg en gepomp, die kar is ten minste gediens of onlangs gediens, jy weet hy gaan nie breek op die pad nie. En dan maak jy voorsiening om te kyk hoe lyk die pad wat jy gaan ry, as jy op die AA, onthou nou wat ons met oor die AA gepraat so 'n paar weke terug, en as hulle jou kan help om te sê, moenie vir my hierdie pad, of daar het gereën, of hierdie brug het weggespoel, dan ry jy 'n ander pad. En jy maak ook voorsiening vir waar jy gaan aankom. Jy weet, is daar blyplek of slaapplek waar ons gaan aankom? Selfs op die pad maak jy voorsiening in te sê, ek het nog soveel kilometer wat ek kan ry met hierdie tank petrol, ek moet dalk weer 'n bietjie petrol ingooi. So, as jy op 'n jagtrip gaan, waarvoor berei jy alles voor? Wat maak jy alles sodat jy gereed is? Selfs as jy loftes toe gaan, berei jy jouself voor, jy trek jou regte klere aan, jy weet waar jy gaan parkeer, jy ry vroegtydig, jy maak 'n klomp goed reg in jou beplanning vooraf. Selfs as jy net gaan na 'n braai toe, gaan jy voorbereid. Jy's gereed. Ek dink ons is baie keer meer voorbereid vir 'n braai as vir 'n kerk. As vir 'n kerkdiens of vir 'n manneaand. As jy na 'n braai toe gaan, ek dink mense is so voorbereid, hulle vat meer drank saam as wat hulle gaan drink. Nee, gewoonlik dan vat jy nog drank huis toe. Of jy deel dit uit. Ek was nog by bitter min braai waar daar nie te veel vleis is nie. Ons is voorbereid, ons is gereed vir hierdie braai. Hierdie gaan 'n lekker jolige aand wees. Ons vat musiek saam, of ons het musiek reg, wat te veel musiek. Ons kan nie eers alles luister nie, maar ons is voorbereid vir hierdie aand. Ons dink dit gaan 20 ure aanhou, en dan is die braai maar 3 of 4 ure. Maar ons is gereed. Gereed vir al ons is braai gereed, ons is rugby gereed, ons is jag gereed. Ons is vir alles gereed in hierdie lewe. Ons is bitter min regtig gereed vir die geestelike reis wat vir jou voorlê. En dan veral in die oggend, is jy gereed vir die dag wat voorlê. Hoe maak jy seker dat jy gereed is vir die dag wat vir jou voorlê? So, vanaand gaan dit nie oor gereed wees om as 'n goeie man te sê, okay, as my vrou weer vir my vra, hoe lyk my hare? Dan moet ek sê, dit lyk pragtig, ek het gesien dit lyk anders nie. Jy weet nie, dis nie daai gereed nie. Ou moet gereed wees om dit te doen. Jy moet 'n goeie verhouding met jou vrou handhaaf, maar werklik om Christelik en geestelik gereed te wees. Om te kan met oorgawe sê, Here, hier is ek.
Hier is ek. Ek is gereed. Ek is beskikbaar. Ek wil hê dat U met my 'n wonderlike pad sal stap vorentoe. So dis 'n oorgawe soos julle daar sien. Dis 'n totale oorgawe. En wat doen jy as jy oorgee? Jy sê eintlik ek kan nie. Ek het nie die krag nie. Ek het nie die kennis nie. Ek weet nie hoe om dit te doen nie. Ek gee maar net oor. U wen. As ons oorgee en ons sê wie wen, dan sê ons Here, U wen. U wen. Ek besef U wil my gebruik. Wat moet ek doen? En dis belangrik vir ons om as manne regtig op daai punt te kom, om nie te sê ek voel nou gereed nie, of gee my nog 'n jaar, dan dink ek gaan ek genoeg van die Bybel ken dat die Here my kan gebruik. Ek gaan myself voorberei om 'n goeie evangelis of 'n sending te gaan wees. Ek gaan uitvind van Olivenhoutbos of ek gaan uitvind van Tembisa en ek gaan kontak maak en dan gaan ek op die regte tyd gaan ek reg wees nie. Hier is net om te sê Here, ek gee oor. So 'n mans gereed beteken in die eerste plek om te sê Here, ek gee oor. En nie net met wat by die kerk belangrik is nie, maar aan alles in jou lewe. Sê Here, ek is getroud. Ek dink omtrent 8 maande nadat ek 'n pa geword het, mense gesê ek voel nog steeds nie of ek reg is of gereed is om 'n pa te wees. Ek weet nog steeds eintlik wat ek doen nie. Weet jy hoe julle gevoel het jy? Ek het maar help maar om change die doeke en jy was die bottels en gee die bottels en jy gee liefde. En dan op 'n stadium dan dink jy, okay, hy lewe nog. Na 8 maande, dankie tog. Nou moet ek hom net aanhou met dieselfde goed doen en dan mettertyd kom jy agter die Here lei ou daarom. Maar dis om regtig ook net oor te gee en te sê Here, hierdie het U oor my pad gebring, maar U moet my lei in. So om te sê met ek gee oor beteken dit nie ek is perfek nie. Beteken nie Here ek is nou voorberei nie. Beteken nie ek is altyd sterk nie. Ek is altyd seker nie. Beteken net ek sê Here, hier is ek. Met oorgawe. En ek dink dis dalk een van die grootste krisisse van ons tyd. Is dat manne nooit wil oorgee nie. Dit is moeilik vir ons om oor te gee. Ons dink as ons oorgee het ons verloor. En die Here sê die woordigheid kan jy natuurlik nie verloor nie. Dis nie dat ons nie tyd het nie. Ons kan nie sê daar's te min tyd nie. Ons wil dit gereeld sê. Ek het nie genoeg tyd nie. Ons het genoeg tyd. Ons het net nie genoeg tyd om vir die Here te gee nie. Terwyl ons eintlik al die tyd wat ons het vir die Here moet gee. Vir hom sê Here, maak wat U wil maak. Wat wil U hê moet ek doen? Waar wil U my gebruik? So ons het nou in detail dink ek dat daai eerste preekreeks ook oor die Neni gesê dat daar's 'n klomp manne in die Bybel wat gesê het die Neni. Eintlik is daar meer as wat ons na gekyk het. En die interessante van dit is dat God soek nie perfekte manne nie. Nie een van die manne in die Bybel is perfek nie. En dit is belangrik vir ons om daai penny dat hy sal drop om te besef, maar as niemand in die Bybel perfek is nie, hoef ek ook nie perfek te wees nie. Ek hoef nie op 'n stadium te kom en te dink in my eie oë het ek nou 'n sekere vlak bereik dat ek dink die Here kan my nou gebruik nie. Here, hier is ek nou nie. Jy hoef nie perfek te wees nie. As ons kyk na Jesaja 6 vers 8, as jy daai vir ons kan opsit, dis een van die manne na wie ons gekyk het verlede daar. Het hy Jesaja 6 vers 8 staan daar: Toe hoor ek die stem van my Heer wat sê, hierdie is op God se hart, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? En dan sê Jesaja net, hier is ek, stuur my. Jy kan eers oplos. So wat vra God nie? Wat sê ons sien ons nie daar nie? God sit nie en sê ek is heilig. So wie is daar wat heilig is, totaal en al heilig is, sondeloos wat ek kan stuur nie? God weet dat ons is net mense. Daar staan nie wie het alles uitgesorteer in sy lewe, dat hy nie sit met issues nie, want ek soek nie 'n mens wat met issues op hierdie pad gaan en sê hy is bereid om gestuur met oorgawe nie. God vra nie dit nie. Hy vra nie wie is daar 'n man met 'n skoon gewete en geen verlede nie. Geen verkeerde dinge in sy verlede nie. Dis nie wat daar staan nie. Ek soek nie, God sê nie hy soek 'n man sonder skuldgevoelens nie. Hy vra net wie is beskikbaar.
Wie is oorgegee? En dis wat Jesaja moet doen. Hy moet sê, hier is ek, stuur my. So ons moenie dink, ek moet net eers my lewe reg kry nie. Ek wil eers die volgende 6 maande fokus op my taal gebruik nie. Op my drankgewoontes nie. Op my humeur nie. Op my tyd saam met my vrou en kinders nie. Ek wil net eers 'n goeie getuienis hê in my eie lewe, of dat ek goed genoeg oor myself voel en dink, en dan sal ek kan sê, ek is beskikbaar nie. Ek hoef nie te dink, ek moet eers hard werk in die volgende 6 maande, ek kan net eers my finansies weer kan uitsorteer nie. Ek wil hom net eers weer 'n werk kry, dat ek net my eie menswees kan beter voel myself nie. Ek wil net eers my huwelik fix nie. Ek wil net eers ophou sukkel met hierdie of daardie sonde nie. Dan sal die Here my kan gebruik nie. Dis nie wat God vra nie. Hy sê, wie is daar? Wie kan ek stuur? Dis al wat hy vra. So hy vra net beskikbaarheid. Iemand wat oorgee en sê, Here, ek weet nie wat jy wil doen nie. Ek verwag dit gaan groot wees, maar ek is net bereid om te sê, hier is ek. En met dit in gedagte, hierdie is nou letterlik toe ek nou met baie goed al gewerk het, is hierdie die wat die Here vanoggend vir my regtig vanoggend my geopenbaar. Ek was nie op die oefenfiets, ek het eintlik op die maatjie gelê en strek. As jy sê ek kan nie, nee, as jy voel ek kan nie. Ek kyk na Billy Graham, kyk na Rudolf wat dalk hier gepreek het in Pinkster, ek hoor sy stories, ek lees 'n boek, ek sien wat die ouens doen en dink myself, ek kan nie. Ek kan dit nie doen nie. Dan jy's reg. En dis die goeie ding om te wees, jy kan nie. Maar as jy nie vir God sê maar ek kan nie, dan sê jy in effek eintlik ook maar God kan ook nie. As jy nie kan sê ek sal met oorgawe sê Here gebruik U my nie, dan sê jy eintlik God kan ook nie. So met dit in gedagte, in hierby wil ek die langste stil staan vanaand. Ek wil graag hê ons moet kyk na 'n verskriklike bekende gedeelte, maar ek gaan nie fokus op die bekende gedeelte van die gedeelte nie. Efesiërs 6. Dit gaan oor die wapenrusting en ek glo julle almal ken dit. Ek wil fokus op 'n heeltemal ander gedeeltes van Efesiërs 6 wat gaan oor die wapenrusting. So Paulus skryf daar, hy sê vind julle sterkte, julle krag in die Here en in sy geweldige krag. So nie in jouself nie. Daar staan nie ontdek die krag in jouself nie. Staan op en laat dit in jou leef en uitbulder in die gees wat in jou werk nie. Hy sê nee, vind jou krag in die Here en in sy geweldige krag. So as jy sê ek kan nie, great. Maar moenie sê daarom gaan ek nie. Want dan sê jy God kan ook nie. Here, ek kan nie, maar U kan. Ek vind my krag in U en in wie U is. Ek vind my sterkte in dit wat U gedoen het en dit wat U steeds doen. En daarom sê ek is beskikbaar. Daarom sê ek met oorgawe, hier is ek. En dis hoe jy gereed word. Dis hoe jy mans gereed word. As jy kyk na hierdie hele gedeelte, toe ek nou vandag rustig gaan deurlees, toe val dit my eintlik op, en dit is dit wat ek wil hê, ons moet net vir 'n oomblik op fokus. Daar staan, trek die volle wapenrusting van God aan, en kyk nou net na die woorde in kleur, sodat julle staande kan bly. Sien, dis wat 'n man wat gereed is. Dis 'n man wat weet, in die oggend, as ek opstaan, ek weet waar gister gestruikel het, ek weet waar my swakpunte in die geloof lê, ek weet ek raak die meerig as die verkeer nie loop nie. Ek weet ek raak die meerig as ek laat kom. Dan sê ek vir die Here, Here, ek weet ek gaan nie vandag kan staande bly nie. Staande bly teen die listighede van die duiwel. Dink jy die duiwel gaan jou eendag los en sê, o, jy's 'n goeie, ek het jou genoeg getreiter die afgelope week, hierdie dag gaan ek jou los. Hy doen dit nie. Hy kom elke dag met sy listighede. Jy gaan nie kan staande bly in jou eie krag nie. Jy moet dit weet. So hoe is jy mans gereed vir dit wat kom vandag? Jy bid vanoggend en sê, Here, ek weet die verkeer gaan druk wees. Ek wil nie my meer verloor nie. Here, ek gee oor aan U. Here, U weet ons het Vrydag aand te braai. Ek verloor partykeer kop en voor ek my kom kry het ek te veel gedrink. Here, ek berei myself voor vir Vrydag aand se braai.
Wie is u gereed? Die listighede van die duiwel gaan kom, maar ek trek die wapenrusting aan sodat ek kan voorbereid wees vir wat kom Vrydag aand. Of erger nog, ek dink ons berei so voor vir Saterdag se rugby, vir alles dit laat is in die lekker kuier, dat ons dink ons sal maar kyk hoe voel ons Sondagoggend. Ek praat dalk met die verkeerde crowd, maar ek hoor dit baie keer hoe manne praat. Ons sal maar kyk hoe voel ons Sondagoggend. Of die babbelas nie te groot is, dan gaan ek kerk toe kom of gaan ek tweede diens toe kom. Ons moet onsself voorberei. En jy kan dit maar, as dit nie vir jou is, jy gaan dra dit oor vir iemand anders. Jy moet jou voorberei teen die listighede van die duiwel. Dit gaan kom. Maar jy berei jouself voor om te sê, Sondagoggend gaan ek en my gesin in die kerk wees. Ons het om hierdie jaar begin, vat ons soos 'n Sondag. Sondag is uniek, is besonder, die Here gee dit vir ons. Maar ons moet onsself voorberei om Sondagoggend hier te wees. En dan moet ek myself voorberei en Saterdag aand sê ek vir myself, ek sê vir ons almal, hoorie, daar's 'n punt wat ons huis toe gaan, daar's 'n punt wat ek genoeg bier of wat ook al gedrink het, en dan gaan ek gaan. Of as jy weet, welis, die listighede van die duiwel is welis. Die duiwel target my elke dag om wellustig te kyk na of vrouens by die werk, of vrouens in die gym, of aanlyn pornografie. Dan moet ek vir myself in die oggend sê, Here, U weet, ek weet ek het 'n swak plek wanneer dit by die seksuele kom. Ek gaan nie kan staande bly in my eie krag nie. Here, ek trek die wapenrusting aan, beskerm my. Jesus as jy Onse Vader lees, een van die gebede in Onse Vader is, verlos ons van die bose. As Jesus vir sy disippels bid in Johannes 17, dan bid hy sê, Vader, ek bid dat julle sal bewaar van die bose. Ek dink ons bid daai gebed net eenvoudig te min. Ons dink ons is okay. Maar as Jesus het vir sy disippels gebid het en hy leer dit vir ons in Onse Vader te bid, moet ons dit elke dag vir onsself bid. Ons moet mans gereed wees vir die listighede van die Bybel. Soos ons onsself bid, Here, in hierdie dag bewaar my van die bose. En miskien sit jy en jy dink by jouself, dit kan nie so maklik wees nie. Dit is. Dis regtig so maklik. Jy sal nie weet die effek daarvan in jou lewe wat dit kan hê in 2 weke as jy dit nog nie 2 weke gedoen het nie. Here, ek is swak en ek val meestal by dieselfde goed. Here, ek gee oor want ek weet ek kan nie my eie krag nie. Maar bewaar my van die bose, bewaar my teen die listighede van die duiwel. Ek wil voorbereid wees vir wat kom, vir wat ek weet wat in hierdie dag gaan kom. As jy weet, jou struikelblok in die lewe is finansies of geld, moet jy dit oorgee vir die Here en sê, ek wil nie langer my fokus op geld hê nie. Here, help my dat ek dit uit my gedrag en uit my denke uit sal sit, uit my strategie uit my beplanning uit, maar dat dit meer sal gaan oor die koninkryk. Want ek gaan aan. Paulus sê vir ons is die stryd nie teen vlees en bloed nie. Dit is nie oor ons dink is hierdie aardse goed. Daar's eintlik iets anders agter dit. Dis as jy nou kyk, as jy rekenaartaal ken, daar's eintlik altyd iets agter die interface aan die gang. Dis wat maak of die ding werk of nie werk, jy staan of val nie. Ons stryd is teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim, en dit moet ons besef. So alles in ons lewens waarmee ons struggle, is 'n stryd teen die listighede van die duiwel en teen die bose geeste. En daarom moet ek vir myself sê, Here, ek kan nie die stryd teen hulle stry en dit wen nie. U het gestry en dit gewen. En daarom gee ek oor aan U. Mag U met U krag, U geweldige krag in my werk, dat dit tentoon kan stel en dat ek ook 'n oorwinnaar kan wees wat U is. Jy kan vir ons die volgende skyfie opsit dat ons net aangaan met die teks. Dan sê hy, neem daarom die volle wapenrusting van God op, sodat jy op die dag van onheil weerstand kan bied. Sien, jy moet voorbereid wees. Jy moet weet, daar's 'n stryd. Elke dag is daar 'n stryd. Daar's nie een dag wat ek kan sê ek is okay. Ek het gister goed gedoen met die wapenrusting. Ek dink alles is nog fyn. Ek is vandag okay nie. Elke dag moet ek dit opneem, want ek moet weet daar's 'n weerstand wat ek moet bied elke dag. Nie my eie krag nie, maar deur die krag van God. En dan sê hy, nadat jy alles uitgevoer het, staande kan bly. Paraat, gereed soos 'n man
'n man vir jou vroue en 'n man vir jou kinders, 'n man vir jou gemeenskap, 'n man in ons gemeente. Hoe wonderlik sal dit nie wees as die getuienis van al die mans in hierdie gemeente is, dat ons bly staande wanneer die bose kom nie. Nie oor ons eie krag nie, ons gaan nie hier 'n clan maak en sê wie die beste gedoen hierdie week, ons gaan pryse uitdeel nie. Ons sê ek is swak, maar die Here se krag in my is sterk. Dankie tog. En dan herhaal hy dit, hy sê staan dan vas en dan kom al die dele van die wapenrusting. Ek gaan dit net vinnig lees want julle kan op dit self op julle uit fokus. Ek sê daar's 'n manier wat jy gereed kan wees om te kan vas staan. Mans gereed. Deur julle heupe te omgord met die waarheid, julle te bedek met die borsplaat van geregtigheid en deur die bereidheid vir die evangelie van vrede as skoene aan julle voete aan te trek. Dis belangrik vir ons om te sê, as ek sê Here, ek gee oor dat die Here jou wil gebruik. Jy gaan nie getuienis hê, jy gaan nie iets hê om te deel as jy net hier bly sit waar jy is nie. Rudolf het ons in Pinkster uitgedaag om uit ons gemaaksone uit te kom. Iets te doen waarvoor jy nog nooit andersins nee gesê het nie. Net eintlik vir hierdie vir vanaand. Die feit dat ek 4 weke terug of 5 weke terug gedink het, ek weet nie eintlik wat anders kan ek hom sê nie. Maar hierdie is not about me. Die Here wil iets doen, so ek eintlik sê ek vir Johan ja, nie, eintlik sê ek vir die Here ja. Ek sê vir die Here, nee, die Here gebruik my. En die Here het my nog nooit teleurgestel nie. Ek en sy Andre het baie hierdie gesprek, dan sê ek vir haar, die lekkerste wat ek leer in my wandel met die Here is dat jy, as jy gehoorsaam is, en die Here sien ek kan jy vertrou met iets, met 'n opdrag. En dit werk goed uit, omdat hy jou voorberei en jy is die rentmeester om dit deur te voer. Nie lui weg te steek nie, maar jou kant te bring, dat die Here jou volgende keer weer vertrou met iets. En elke keer voel jy by jouself, ek dink nie ek kan dit doen nie. Het is goed om so te voel. Maar om die Here dan te vertrou en te sê, maar Here, maar ek doen dit mos nou nie vir my nie. Dis nie ek wat moet goed lyk, dis U wat moet goed lyk. Alles gaan oor U. Kyk, ons gaan aan, en dan sê hy, by dit alles die skuld van die geloof op te neem, waardeur julle in staat sal wees om al die vuurige pyle van die bose te blus. Daar bevestig hy dit net weer. Gereed. Hoe is jy gereed? Bid dit. Hierdie gedeelte gaan eintlik oor gebed aan die einde. As jy alles opgeneem moet jy bid. So in die oggend as jy opstaan, hoef jy eerste gebed te wees, maar iewers voor jy die dag aanpak, moet dit jou gebed wees. Here, ek vat hierdie wapenrusting en dis nie van die ouens sê partykeer, Here, ek trek dit nou aan en ek bid dit dat ek dit nou soos letterlik aantrek. Dis nie waar dit gaan nie. Dit gaan oor hoe jy jouself moet voorberei vir die stryd en die bose in hierdie dag. Dit is alles deel van jou stryd teen die bose en jy kan weet jy sal in staat wees om al die vuurige pyle van die bose te blus. Maar as jy nie gereed is nie, as jy dit nie opneem nie, as jy dit nie die oggend vir jouself bid nie, net besef nie, gaan die vuurige pyle van die bose jou laat struikel. Gaan jy weer onnodig struikel. Hy sê, ek gaan net deur die gedeelte klaar, dra ook die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dis die woord van God. En dan sê hy, by elke geleentheid, wanneer jy bid en smeek, moet jy telkens deur die Gees bid. Hoor, elke geleentheid voorbereid, en daarom moet jy waaksaam wees, paraat, gereed, deur volhardend te pleit vir al die heiliges. Bid vir mekaar. Here, beskerm my broers. Here, beskerm my pelle. Here, bewaar ons vanaand wat ons gaan saam kuier om haai braaivleis vier. Bewaar ons van die bose, van hoe ons praat. Ek praat nie net eers van vuil grappe nie, maar hoe ons praat oor die land. Hoe ons praat oor die toekoms, ons kinders hoor dit. Praat ons opbouende, positiewe goed, wat mense hoor, en mense kan sê, maar jy praat anders. My pelle sê, hoe is jy so positief? Want die Here is 'n God van positiwiteit. Nêrens in die Bybel is God negatief nie, hy is altyd vol hoop vir mense. Maak nie saak in wat se land of wat se omstandighede hulle is nie. God is 'n God van hoop en lewe en moontlikhede. En dis hoe ons moet praat. Dis hoekom ons bid vir ons pelle. Ons moet bid vir die leiers van die gemeente.
Bid vir al die heiliges, bid vir die kerk. Sê geleentheid, maar bid in besonder dan ook vir jouself, wat ook 'n heilige is. Want hierdie gedeelte sluit Paulus af en ons gaan binnekort, ek dink in die begin van die 3de kwartaal, dis klaar en opvolg, die volgende preekreeks, ek sê, hier is ons 'n disclaimertjie, of wat, update, ek weet nie wat, ek is nie so slim met al die lingo nie. Hierdie naweek begin ons met 'n preekreeks wat aansluit by Pinkster, en dan die preekreeks wat begin in die 3de kwartaal, gaan die Pinkstergoed nog verder vat. So ons is klaar voorberei om ons gemeente verder te help om werklik dit wat ons in Pinkster gehoor het in werking te stel in ons gemeente. Maar wat bid Paulus? En jene, dis vir my 'n besonderse, ewe skielik, hierdie gaan waarskynlik een van die, of nie hierdie presisie, maar iets soortgelyks gaan ons in die 3de kwartaal by die preekreeks aanraak. Wat bid Paulus? Hy sê, bid ook vir my, sodat wanneer ek my mond oopmaak, die gepaste woord vir my gegee mag word. As hy dit bid vir hom, hy wat hierdie kragtige getuie was, hierdie wat ons Rudolf vertel het in Pinkstertyd, Paulus sit in huisarrest. Sy liggaam is geslaan. Hoeveel keer? Alles in sy lewe sal eintlik sê, man, you've had enough. Maar hy sê nee, bid vir my dat wanneer ek my mond oopmaak, die gepaste woord vir my gegee mag word om met vrymoedigheid die geheimenis van die evangelie bekend te maak. Het jy dit al vir jouself gebid? Het jy al vir jouself in die oggend gesê, Here, ek wil hierdie dag laat verbygaan dat U nie vir my 'n geleentheid gee waar ek met vrymoedigheid die geheimenis van die evangelie bekend sal maak nie. Maar as jy dit nie vir jouself bid nie, dan gaan dit waarskynlik nie gebeur nie. Here, berei die hart voor met wie ek moet praat. Gee my die woorde en dat ek nie sê ek kan nie. Here weet, help my om te besef ek doen dit in U krag. En ek wil dit doen. Paulus sê, bid dit vir my. Want hy het dit teen homself gebid. Ons moet dit vir mekaar bid. Here, gee vir ons broers geleentheid om met vrymoedigheid die geheimenis van die evangelie bekend te maak. Raak hulle monde aan, raak hulle harte aan. Laat hulle ingesteldheid wees, nie op al die listighede van die duiwel nie. Here, help ons om verby dit te kyk en die geestelike raak te sien en dat ons die evangelie kan deel. En Paulus sê hiervoor is ek 'n gesant in kettinge. Ons ken hy in huisarrest gesit, sodat ek met vrymoedigheid daaroor kan praat soos ek moet. Daar's aldus wat hy sê, eintlik bid en sê, dis hoe ek gereed wil wees. Mans gereed wil wees met die geleenthede wat die Here my gee. En die feit dat ek is 'n man. Ek het 'n spesifieke rol in die samelewing. Ek het 'n spesifieke manier hoe mense oor my dink en na my kyk in die samelewing. Op 'n stadium lank gelede, nie nou so lank gelede nie, het ek vir die ouens gesê, as jy baie keer met 'n swart vrouens in aanraking kom, dan kry jy die indruk hulle het 'n sekere idee van hoe 'n wit man is, né? Wit mans is aanstellerig. Hulle dink hulle is beter. Hulle is vol van hulle self. Hulle kyk neer nie net op swart vrouens nie, maar op die swart ras. Dit is die halfe ingesteldheid van swart vrouens val, dalk swart mans ook. Hulle raak 'n bietjie meer arrogant al deesdae so, maar seker met goeie reg. Maar wat moet ons ingesteldheid wees dan? As 'n wit Christen man, bewys vir hulle die teendeel. Wys vir hulle dit is nie so nie. Wys vir hulle jy's vriendelik, jy's nederig, jy stel belang. Jy verwag nie ek moet nou gehelp word nie. Want as ek nie nou gehelp word nie, dan kla ek by jou nie. Leer geduld aan. Dis in elk geval 'n deel van die vrug van die Gees om geduldig te wees. Veral in die verkeer ook. Lekker as 'n ou kan ry en nie meer kwaad raak. Rudolf in die Pinkster gesê, as die taxi voor by jou inry en ek sê ag, hy het nou een plek gewen. So wat? En dan kom jy by volgende roep en dan sien jy in elk geval ook hier's ek langs hom of hier gaan ek hom verby. Dan kom jy agter, ag, ek hoef my nie so op te werk oor niks nie.
Dis die vrug van die Gees wat in jou lewe al meer begin word. Dit kan so maklik wees. Dit kan so maklik wees as om hierdie te bid en ek dink dit is. So ek wil vir jou uitdaag. Hier is die een uitdaging. Ek gaan net hierdie een uitdaging vir jou gee vanaand. Dit wat jy nou hier gehoor het uit Efesiërs 6 uit, gaan lees dit weer rustig deur en bid hierdie vir jouself vir die volgende 2 weke elke dag. Bid dat die Here jou sal staande hou deur sy krag teen die listighede van die duiwel, dat jy die aanslae van die 4 pile van die Satan van die bose sal kan afweer, dat die Here jou en jou gesin sal bewaar van die bose in hierdie dag. Bid dit oor jouself. Here, ek wil nie struikel nie. Bewaar my van die bose, bewaar my kinders, bewaar my vrou van die bose. Here, en gee my 'n geleentheid. Gee vir my vandag 'n oop deur. Dis die mooi woord wat Paulus op 'n ander plek gebruik. Here, gee vandag vir my 'n oop deur om die evangelie te kan verkondig. En jy gaan sien hoe jou geestelike lewe verdiep en groei deur jou deel van die evangelie. Dan is jy dink ek werklik mans gereed. Soos wat die Here ons wil gebruik en dan gaan jou geloofsgroei verdiep. So 'n mans gereed man daag op. Julle is vanaand hier. Ek het dit in 'n vorige geleentheid ook al gesê. Daag op. Ek dink ons vergeet dit, ons raak weer 'n bietjie lui. Ons dink ek is nie lussie. Of wat gaan ek nou vanaand hoor? Of wat gaan ek nou ek het al gehoor hulle praat oor die tema by die kerk. Ek is nie lus om weer te gaan nie. Maar partykeer hoef jy nie daar te wees vir jouself nie. Jy moet juist daar wees vir iemand anders. Die Here wil deur jou opmerking, jou getuienis wat jy dalk heeltemal onbeplant vanaand sê, wil die Here iemand anders se lewe aanraak. Iemand anders moes dit hoor. Ek is al klaar versterk deur net hier te wees, nie deur wat vanaand hier gebeur nie, maar deur met 'n paar manne hier by die braaivleis te gepraat het voor die tyd. So partykeer moet jy opdaag, of altyd moet jy opdaag, maar dan as jy opdaag, moet jy ook opstaan. Daag op en staan op en sê, Here, hier is ek. Dit beteken jy is gereed. Here, ek staan nie op omdat ek gereed is nie. Ek is gereed om op te staan en te sê, hier is ek. En u gaan my gewillig en bekwaam maak. U gaan my gebruik, want u krag gaan ons in my werk. Al wat u van my vra is, sê, hier is jy. So ons kan nie net stil bly nie. Ek dink dis ongelukkig vandag. Ek dink meeste Afrikaanse mans is huiwerig om te praat. Dis ons 'n bietjie vir daai Amerikaanse gesindheid in ons het, want hulle is mos loud en in elke situasie het hulle kliphard iets te sê en 'n opinie. As jy kyk, destyds, ek weet nie wie van julle kyk dit nie so baie en ek weet nie of dit nog op die TV is, daar was 'n program gewees, Boots and All. En dan as jy nou op Dinsdag aand of Maandag aand, ek kan nie onthou wat se aand dit op was, as jy dan gekyk het, ek dink al die Afrikaanse rugbyprogram op kyk net seker dieselfde deesdae. As jy na 'n rugbywedstryd kyk, hoeveel ouens bel in, daar's baie ouens wat elke week inbel en hy het 'n opinie. Almal het 'n opinie. En almal dink hulle opinie is reg. As hulle oor die game praat, dan het hy iets gesê oor daai speler en die skram en daai skeieregter en maak nie saak nie, maar hy dink almal moet luister as hy gepraat het. Ek wens baie keer ons kan so 'n geestelike program hê. En dat ouens ook, daai selfde ouens, nie ander ouens nie ouens wat dink hulle weet baie nie, maar daai ouens wat so baie te weet het van rugby, kan hy dieselfde saam praat oor God se genade en God se liefde en die werking van die Gees in sy lewe. Sal hy dieselfde verhale kan vertel van sy opinie oor hoe werk en hoe deel mense die evangelie met iemand anders. Want daaroor het ons nie baie te sê nie, daar bly ons stil. Ons het baie te sê oor baie ander onbelangrike goed en ek dink is vandag steeds die probleem dat ons bietjie stil bly oor die waarheid. Ons bly self stil oor sonde, veral in ons vriende se lewens. Ons sien hulle is besig met nonsens, maar ons sê niks daaroor nie. Dis nie mans gereed nie. Dis nie verantwoordelik nie. Ons moet praat oor dit ons sien wat verkeerd is in ons vriende se lewens. Ons praat oor dit wat ons sien verkeerd is in ons kinders se lewens. Ons moet hulle dissiplineer. Miskien is hierdie deel vanaand met 'n groep wat nou nie meer jong kinders in die huis het nie, maar miskien met julle kinders se kinders. Of as jy dit te sien, ons het nou gister gehoor, dit is almal in 'n gemeente se taak eintlik om kinders op te voed, te dissiplineer.
So as ons iets sien wat nie reg is nie, moet ons nie stil bly daaroor nie. Ons kan nie maar sien hoe iemand sy kind hanteer of 'n kind teenoor sy ouer optree en niks daaroor sê asof dit maar reg is nie. Daar's wysheid in die woord en manne wat gereed is en manne wat sê ek sit my hier in 'n baie ongemaklike situasie. As ek kon kies sou ek nie hierdie wou gesien het nie. Maar ek doen dit mos nie ter wille van my nie, ek doen dit ter wille van God se eer. Here, hier is ek. Ek is gereed dat U my kan gebruik. Wat sou Paulus gedoen het? Here, hierdie is 'n baie ongemaklike situasie wat U nou vir my gegee het, maar help my om met die regte woorde met vrymoedigheid hier wysheid te bring en U waarheid te spreek, lewe. So ons kan nie opdaag maar nie opstaan nie. As jy opdaag, moet jy opstaan. Daar's nie 'n plek vir 'n tyd wat jy gaan kom en sê nou is ek gereed nie. Jy is altyd gereed, jy is gereed. Jy moet net sê, Here, hier is ek, gebruik my. So ek dink Rudolf het iets van dit in Pinkstertyd gesê. Ek dink 'n ou moet bietjie meer vir jouself bid. As ons dink aan Paulus wat gesê het, Here, gee vir my 'n oop deur. Dalk meer gereeld met 'n ou vir jouself sê, Here, sit my vandag in 'n ongemaklike situasie. Help my om ja te sê vir U wanneer ek gewoonlik sou nee gesê het. Daar wat ek dalk opgedaag het, maar dit raak vir my ongemaklik en dan eintlik in hierdie situasie staan ek nie figuurlik op nie, ek tree eintlik weer terug of ek bly sit. Wanneer ek opdaag en ek staan op, dan beteken dit ek het iets om te deel hierso. Iets positiefs. Iets uit die woord uit. Julle ken, ek weet nie, miskien het julle daai fliek gesien, Yes Man. Fliek van Jim Carrey en dan kom hy op 'n stadium in sy lewe en dan daag sy vriende hom uit om te sê, maar moenie so 'n nou man wees nie, want hy het so neergedruk en dan sê hy nee as mense hom nooi. Toe daag iemand hom uit en hy gaan na 'n seminar toe en die ou sê, maar wees 'n yes man. As iemand vir jou, maak nie saak wat iemand vir jou vra nie, jy sê yes. Yes, so vir alles, want hy leer begin gitaar speel, hy leer vlieg, hy leer 'n ander taal, hy koop vir hom 'n bruid van ek weet nie wat se Russiese land nie. Vir alles sê hy ja. As iemand hom iets vra, dan sê hy ja. Nou ek wil jy moet dit doen nie. Wat ek wil hê wat jy moet doen is dat jy in God, as jy jou krag vind, jou sterkte in die Here en in sy groot krag, dan sê jy vir God ja. Here, dit wat U oor my lewe bring, daar waar U my wil gebruik, sê ek ja. As hierdie ons situasie is so ongemaklik vir my, ek sal nooit gekies het om hierin te wees nie. Maar ek wil hierin wees want dis waar U is, dis waar U in die werk is. Hierdie is die deur wat U vir my oopgemaak het waarvoor ek gebid het. Dankie. Ek is nou in 'n baie ongemaklike situasie, maar Here, doen wat U wil doen. Praat deur my, laat ek die regte woorde sê. So 'n Christen moet eintlik so 'n ja-man vir God wees. En ek wil sê, bid en sê, Here, nie net dit wat vir my gemaklik is nie, maar selfs dit wat vir my verskriklik ongemaklik is. Gebruik my daarin. Ek wil jou waarborg, jy gaan nooit in 'n situasie wees dat jou naam gat maak nie. Hoekom nie? Dit gaan nie oor jou eer nie. God sal dit nie toelaat nie. God sal nooit toelaat dat sy heerlikheid, sy eer wat hom toekom, hom in daai situasie hom nie toekom nie. Ek het een keer in 'n doopdiens, die pa in die doopgesprekke vooraf het die pa gesê, hy kom sit daar en hy sê hy's 'n ateïs. Maar sy vrou is 'n Christen en sy wil graag hê hulle moet die kind doop en hy ondersteun haar. Bietjie awkward, bietjie vreemd. Ek lees vir hom uit 1 Korintiërs 7 vers 14 wat sê die onchristelike man of die ongelowige is by God aanneemlik deur die band met die gelowige vrou. Die ongelowige vrou is by God aanneemlik deur die band met die gelowige man. En dan staan ons anders sou hulle kinders heidene wees, maar nou behoort hulle aan God. En hy sê toe, dis vir hom goeie nuus. Tog toe ja wel. Dis nou as jy die teks reg verstaan. Maar so weet ek nie dat sy pa, hy het dit eintlik gesê, hy het gesê sy pa is ook 'n ateïs, die oupa. Maar so weet ek nie, die pa gaan die Sondag kerk toe kom nie. Ek weet ook nie vir watter rede hy kerk toe kom nie. Maar hy kom met die doop die Sondag, sit die pa daar agter. Dit was nog aan in Doringkloof gemeente waar ek was. Pa sit daar so eentjie agter toe.
En soos ons die gebruik het, na die doop vra hy vir die gemeente, sal julle ook julle verantwoordelikheid nakom om mee te doen, vir die ouers te bid en hulle te ondersteun in die opvoeding van hulle kind. Wat is die gemeente se antwoord? En ek het die grootouers nog, hulle het nie voorgestaan nie, hulle het in hulle plekke gesit. Ek het gevra dat hulle moet staan, dat die gemeente kan sien wie die grootouers is. En ek vra, wat is hierdie op harte by julle antwoord? En soos ek vir die grootouers kyk, toe die oupa sien ek kyk vir hom, toe sê hy kliphard nee. In die diens, vol diens. En in daai oomblik gaan daar verskriklik baie goed deur die kop. Nee, wat moet ek nou doen? Weet jy, hoe hanteer ek hierdie nou? Interessant dat die preek het juis gegaan oor dat God nie sal toelaat dat sy eer hom ontneem word nie. En in daai geleentheid, ek sê vir die mense, as jy my 2 weke kans gegee het om myself voor te berei vir hoe ek dit gaan hanteer daai sonnaandoggend, sou ek dit nie beter kon hanteer het as wat die Gees vir my tot eer van God in daai oomblik gegee het om te sê nie. Nou ek weet nie hoe jy sou gereageer het nie. En al wat ek toe sê is, want deur die kop gaan, moet ek vir hom sê, meneer, is jy seker? Maar dan maak jy 'n debat oop. Of hoekom sê jy so? En al wat ek toe gesê het, en weer eens, ek wil net sê, die Here het dit in daai situasie beheer geneem, en voor ek kon kry is die woorde by my mond uit, en ek het gesê is, so ons het een nee, en die res almal ja, en die gemeente sê wie hardop ja, en toe gaan ek dit aan. En die Here sal nie toelaat, in enige situasie, dat die eer wat hom toekom, om ontneem word nie. Ons onthou dit. Jy staan nie op om jouself te bewys nie. Jy wil nie uitstap en sê, hierdie ou sê, hierdie ou weet waarvan hy praat nie. Weet, ons moet na hom luister nie. Dit is nie waar dit gaan nie. Dis van net, Here, help my om met vrymoedigheid die regte woord in die situasie te hê om te sê. En dis waarvoor ek mos vir myself vanoggend gebid het. Here, maak vir my 'n deur oop. Gee my die vrymoedigheid. En as die Here dit doen, dan gaan hy dit doen, want dis nie jou eie vermoë, jou eie krag nie. Dis soek jou sterkte in die Here en in sy groot krag. So, laaste wat ek wil sê, ek weet nie eens hoe lank ek nou al besig is, maar laaste wat ek wil sê, is om mans gereed te wees, is om te sê, Here, ek weet ek kan nie, ek weet in my swakheid, kan ek nie, maar ek behoort aan U. En met dit wil ek sê, mans gereed beteken kom nes jy is. Nes jy is. As jy vanaand iets gehoor het en jy dink by jouself, ek wens ek was daar. Ek gaan iets in my lewe fokus op in die volgende maand, dat ek ook daar kan kom. Dan het jy nie gehoor nie. Kom nes jy is. Jy is presies op die regte plek hoe die Here jou wil hê om jou te gebruik. Dis die getuienis van almal in die Bybel. Kom nes jy is, kom nou nes jy is. Ek wil jou gebruik. Die amazing ding is, as jy kom net soos jy is, en jy kyk 'n jaar of 2 later terug, en sien jy, die Here het amazing goed in my gedoen. Ek het gedink ek moet eers werk dat ek myself kan genees en herstel. Die Here doen dit. Op die pad, bly hy met jou besig. Hy genees jou. Al die seer wat jy het, al die woede, wraak, ongelukkigheid, teleurstelling wat jy in jouself mag hê. Ek is nie goed genoeg nie, ek is kwaad vir mense. God gebruik dit alles. En soos wat hy met jou werk, deur jou ervaring, genees hy jou. Maak hy jou uiteindelik iemand wat dalk kan sê, ek is dalk meer gereed, maar ek is nog net so afhanklik. Ek besef al hoe meer hoe afhanklik ek is van God. Ek besef al hoe meer ek kan nie hierdie op my eie krag doen nie, maar die Here het amazing goed in my lewe gedoen. Net deur bereid te wees om te sê, hier is ek. En daarom kom nes jy is. Kom nes jy is. Hy gebruik jou in hierdie proses, hy genees jou, hy bou jou, hy vorm jou. So ek gaan afsluit. Gaan huis toe. En gaan wees die man wat jy by die huis moet wees. Deur net te sê, Here, ek het 'n taak, ek kan dit nie in my eie krag doen nie, maar ek wil hê dat U my moet gebruik.
Ek is gereed. Ek is gereed dat U my moet gebruik. En sit jouself in daai ongemak, soos Rudolf het dit dink ek op Pinkster ook gesê. Gaan doen die goed. Hê die geestelike gesprek met jou kind. Vra vir hom, hoe was die diens? Hoe het gegaan met die katekese? Waar die Here vandag? Waarmee is die Here besig in jou lewe? Bid saam met hulle. Seën hulle. Sit jouself in 'n ongemaklike situasie by die huis, sodat jy jouself ook in 'n ongemaklike situasie kan sit by die werk. Daar wat jy dink, ek dalk nie vir iemand moet vra hoe dit geestelik gaan nie, maar jy kan sien iemand het dit nodig, daar waar die Gees jou lei, daar waar die Here vir jou 'n deur oopmaak, dat jy met vrymoedigheid sal praat. Laat dit by die huis begin, daar waar dit veronderstel is om maklik te wees, sodat dit op ander plekke ook in jou lewe kan uitvloei. En wees 'n man van vrede. Maak vrede, herstel verhoudings. Moenie met 'n wrok en met wraak in jou hart loop nie. As dit vir jou ongemaklik is, gaan doen dit ook. Maak vrede, gaan herstel verhoudings met mense en neem jy die eerste stap. Dis die hart van Jesus. En jy is gereed om dit te kan doen, want jy kan dit doen net soos wat jy is. En dan kry weer 'n liefde vir God se woord. En lees dit. Maar gebeur goed in jou lewe geestelik wat jy nie kan verstaan en nie kan verklaar nie, deur met sy woord besig te wees nie. En as ek praat oor lees die woord, dan wil ek in dieselfde tyd sê, bid. Sit 10 minute 'n dag op sy. Moenie dink jy moet 'n uur lank Bybelstudie doen nie. Vat 10 minute 'n dag, lees jou Bybel en bid elke dag. En bid een van hierdie frontline gebede waarvan Rudolf ook in die Pinkster gepraat het, vir hierdie wat ons hier gelees het in Efesiërs 6. Here, ek moet paraat wees vir wat hierdie dag voor lê. En ek weet waar my struikelblokke is, waar my swakpunte is. Here, maar ek kom bid dat ek sal staande bly deur U krag. Die aanslag van die bose sal kan afweer. Kry vir jou, as dit nodig is, kry vir jou 'n man teenoor wie 'n goeie pel, regtig 'n goeie geestelike pel teenoor wie jy verantwoordelik kan wees. Die wêreld het, ons gemeenskap, dink ek het regtig manne nodig wat sal opstaan en praat. Nie opdaag en stil bly nie, maar opdaag en opstaan en hulle stemme laat hoor. Nie oor dat jou oor eer gaan nie, maar oor God se eer. Wees oorgegee, daag op, staan op, en as jy mans gereed wil wees, weet dat jy kan kom nes jy is. Mag ons van elkeen vanaand net weer vir 'n slag sê, Here, miskien verstaan ek nou baie iets meer van wat U wil hê van my as ek sê nee nie. Maar ek wil dit dan vanaand weer 'n slag vir myself en oor my lewe sê. Here, ek sê dit vir U, stuur my, gebruik my, vorm my. Ek is mans gereed. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons mag weet, ons as manne is nie volmaak nie. Dankie dat ons nie hoef te dink ons moet sterk wees nie. Ons moet altyd die regte voorbeeld leef nie. Ons mag nie droog maak nie, ons mag nie foute maak nie. Ons moet nie eers goed genoeg wees nie. Ons woorde moet altyd die regte woorde wees wat ons gekies het en voorberei het nie. Dankie dat ons kan weet en vanaand ook uit die Bybel uit hoor, ons is eintlik in goeie geselskap as ons bereid is om net te sê, Here, hier is ek. Hier is ek om oor te gee aan U. Want dis wat al die Bybelhelde ook maar gedoen het. Maar dankie dat ons wel sien dat hulle dit nooit weggeskroom nie. Hulle het nooit die verantwoordelikheid gepaas niemand anders nie, maar hulle het dit self gevat. Moses wat in baie ongemaklike situasies die leiding moes gaan neem het. Dankie dat hy mettertyd die leier geword het wat U wou gehad het hy moes wees. Dat U hom gevorm het, ook deur sy seer, en deur sy pyn, en deur sy eie skuldgevoelens. Here, dankie dat U dit steeds ook met ons elkeen doen.
Here, ons dink nie ons is mans gereed nie. Ons voel nie ons is mans gereed nie. Maar dankie dat ons mag weet ons kan kom nes ons is, want U doen die werk. En U gebruik ons. Ek wil dit kom bid vir elke man vanaand hier sit en elke man in die gemeente. Here, mag ons opstaan en waar ons onsself ook al bevind, mag ons onsself daar bevind nadat ons gebid het, nadat ons elke dag ook hierdie dag aan U opgedra het, onsself voorberei het vir die dag wat kom, onsself gereed gemaak het vir dit wat voor lê. Struikelblokke, uitdagings wat ons weet wat in hierdie dag voor lê, vergaderings, mense wat ons weet wat hulle mes in het vir ons. Plekke waar daar finansiële uitdagings is, plekke waar daar wel is oor ons pad kom, die listige aanslag van die duiwel, wat ons weet wat gereeld kom. Maak ons gereed deur ons gebede en deur ons voorbereiding vir die dag, sodat ons dit alles die hoof kan bied, kan oorwin, nie tot ons eer nie, maar net kan terugkyk en kan sê, die Here het my staande gehou deur sy geweldige groot krag. Mag die getuienisse van ons mans, Here, dit wees. U hef ons op en U gebruik ons, U hou ons staande, nie in ons eie krag nie, maar deur U geweldige groot krag. Verheerlik U self, Here, bou ons mannebediening uit en bou ons gemeente en ons gemeenskap deur ons. Verheerlik U self as die hoof van hierdie liggaam en mag ons as manne deel van hierdie liggaam van Christus werklik in heiligheid straal tot U eer. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Here en ons Verlosser. Amen.